Ek sal jou onderrig en die pad wys waarop jy moet gaan. Ek sal vir jou raad gee. My oog sal op jou wees. Goeiedag broers en susters, welkom by nog 'n digiboodskap. Dis 'n heerlike voorreg om op so 'n manier ook saam met u op reis te gaan, saam met die Here. Ons het sopas hierdie woorde gehoor wat Dawid skryf en wat God hom mee herinner dat sy oog is op Dawid. Hy sien hom raak. En dit is die belofte wat ek en u ook het, dat waar ons nou is, sien God ons raak. 2 weke terug het ek stil gestaan by ons ore en ons geestelike ore en hoe ons gehoor geestelik moet funksioneer. Vandag wil ek by ons oë stil staan en hoe ons geestelike visie moet wees. Want die Here het ons met 2 wonderlike oë geseën. 2 oë waarmee ek sy skepping, sy koninkryk, sy skepsels elke dag mee kan beleef. Wil u nie die volgende paar oomblikke net u oë toemaak en u indink, hoe moet dit wees om fisies blind te wees? 'n wêreld wat gehul is in donkerte, in duisternis. 'n wêreld waarin ek val oor dinge, struikel oor dinge, want ek kan dit nie sien nie. 'n wêreld van onsekerheid, want ek weet nie wat is voor my nie, en waaroor ek gaan val nie. Ek het rigting nodig van iemand, of soos wat mense wat blind is, 'n gidshond het. Ek kan maklik mislei word, want ek kan nie sien wat iemand anders te sien nie. Die persoon wat fisies blind is, weet dat hulle is blind, hulle kan nie sien nie. Maar broer en suster, as ons hierdie prentjie vat, dan is dit 'n prentjie baie keer van ons as Christen gelowiges ook. Ons is nie fisies blind nie, maar ons is geestelik blind. En die hartseer daarvan is, ons kan nie herken dat ons nie kan sien nie. Want geestelike blindheid sê, ek kan nie die teenwoordigheid van God, die werklikheid daarvan, ek kan dit nie sien nie. Ek kan nie sy werke sien nie. Ek kan nie die waarheid geopenbaar vanuit die skrif, kan ek nie sien en begryp nie. Want ek is blind daarvoor. Handelinge 28 vers 27, dan herinner Paulus ons, hy sê, hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk. Dis waarop ons 2 weke terug stil gestaan het. En hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien, en met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand verstaan, begryp, en hulle bekeer, en ek hulle gesond maak nie. Want ek maak my oë toe. Ek kan nie sien wat God wil hê ek moet sien nie. Daar's 'n wêreld daar buitekant wat God wil hê ek en u moet sien, maar ons kan dit nie sien nie. Daar's so 'n verhaal in die Bybel en dis in 2 Konings 6 waar ons die verhaal het van Gehasi. Hierdie slaaf van Elisa. En die stad is omring deur 'n weermag wat kom om die mense te arresteer. En Gehasi is bang. Hy kan nie God sien nie in hierdie situasie nie. En wat doen Elisa? Elisa bid. Hy sê, Here, maak net hierdie man se oë oop dat hy kan sien. En die Here het hierdie man se oë oopgemaak en hy kon sien. Wat sien hy die volgende oomblik? Hy sien hierdie berge vol hemelse perde en strydwaans van vuur. Dis nie 'n fisiese beeld wat hy sien nie, broer en suster. Dis 'n geestelike beeld wat hy sien, want God het sy geestelike oë oopgemaak dat hy kan besef, maar God is teenwoordig. God het nie van hulle vergeet nie. God is teenwoordig in my lewe, want hy wys my dat hy teenwoordig is. Spreuke 16 vers 2 sê vir ons, hierdie ding waarin ons ook verval, in sy eie oë is alles wat 'n mens doen reg. Want ek glo dit wat ek doen is reg, want in my oë is dit reg. En Saulus was so ou. Hy het geglo
dat ek kan Christen gelowiges uit hulle huis uitsleep, ek kan hulle in kettinge plaas, want dis reg wat ek doen. Toe het hy 'n ontmoeting met Jesus op die pad van Damaskus, en vir 3 dae is hy fisies blind. En die Here gebruik van Ananias in sy lewe, net soos met Elisa, bid Ananias vir Saulus. En daar het iets so skille van sy oë afgeval. En heeltemal sien hy anderste. Sy geestelike visie is heeltemal anderste in sy lewe. Ons kan siende blind wees. Ek kan fisies sien, maar ek is blind vir my foute. Ons kry hierdie verhaal van John Newton, hierdie man wat hierdie ongelooflike lied geskryf het, Amazing Grace. En wat skryf hy as deel van hierdie lied? I once was blind, but now I see. Want ek weet ek was blind. Maar nou kan ek sien, ek sien anderste, maar uitkyk op die lewe is anderste. Ons oë, net soos ons ore, kan selektief wees. Ek wil net sien wat ek wil sien. Ek kan nie 'n ding sien soos dit werklik is nie, want ek wil hom sien soos wat ek hom wil sien. En dan 'n belangrike ding is, ons oog kan sleg wees, donker wees, in duisternis gehul wees. Matteus skryf daarvan, Matteus 6, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Maar as jou oog sleg is, wanneer ek na goed kyk wat ek nie moet kyk nie, in pornografie verval, dan gebeur die volgende, sal jou hele liggaam sonder lig wees. En dit is insluit in my oë. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? En broer en suster, as ons luister na hierdie verhale, dan is dit Jesus wat mense se oë kom oopmaak, dat hulle sy geestelike waarhede kan raak sien. Wat is die lied wat ons ook sing? Skyn met u lig in my hart, Heer, want ek wil u sien, Heer. Ek wil u nie miskyk nie. Want wie is Jesus? Jesus is die lig vir die wêreld. Ons lees dit in Johannes 8, waar hy sê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg sal nooit in die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Want is Jesus se lig wat hier in my hart, in my binneste kom skyn, en die lig straal ook uit my oë uit, want daar is weer lewe in my oë, en die duisternis word verdryf uit my oë uit. Paulus sê ook, en hy bid dit vir die gemeente in Efese, in Efesiërs 1, sê hy, mag julle geestesoë verhelder word, sodat julle net anders kan sien, en kan sien wat God wil hê julle moet sien. Want as ons net stil staan by Paulus se lewe, toe hierdie skille van sy oë afval, toe sit God vir hom 'n ander bril op. En ewe skielik sien hy anders. Sy visie na buitekant toe, hoe hy die wêreld beleef, hoe hy mense beleef, hoe hy situasies beleef, omstandighede beleef, verander net alles, want hoekom? Hy kyk deur Jesus se oë daarna, en hy kyk met sy oë gerig op Jesus. Dis wat die skrywer van Hebreërs 12 vers 2 sê, hy sê die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Psalm 123 vers 2, ons oë gerig op die Here ons God, want my oë kyk en sien wat Jesus wil hê ek moet sien. Sy daaglikse belewenis in die wêreld word ek deel van, want ek kan sien wat hy wil hê ek moet sien. A.W. Tozer skryf die volgende, the fullness of joy is to behold God in everything. Hy sê hierdie volheid van blydskap is om God in alles raak te sien. Spreuke 29 vers 18 in die Message vertaling sê, if people can't see what God is doing, they stumble all over themselves. Hierdie beeld waarop by ons begin het, met iemand wat fisies blind is. But when they attend to what he reveals, they are most blessed.
Wanneer my aandag gefestig is, wanneer my oë gefestig is op dit wat hy aan my openbaar of wys, dan is ek 'n geseënde mens. As ons teruggaan na Efesiërs 1, waar Paulus hierdie gebed bid vir hierdie gemeente, dan sê dit in die NIV vertaling, eyes of your heart may be enlightened. Met ander woorde letterlik die oë van die hart. Want as ons kyk in mense se oë, dan sien ons mense se siel raak. Jou oë weerspieël die vensters van jou siel, is hierdie spreekding wat ons sê. En ons oë vertel stories. Mense se oë vertel stories. Iemand skryf die volgende waarwoorde: die oë vertel 'n storie wat niemand ooit sal verstaan nie, tensy mense natuurlik tyd neem om werklik diep in daardie twee oseane van blou te kyk. Een kyk in die oë kan onthul of jy hartseer agter 'n glimlag wegsteek, of vir die persoon vir wie jy lief is, lieg. Jy kan sê jou oë verraai jou, elke keer as jy iets anders probeer doen. Dit is geen wonder dat die oë gesê word die oop vensters na die siel van 'n persoon te wees nie. Dit ontbloot eenvoudig alles. En daarom sê soveel mense dat daar 'n waarheid in die oë is wat 1000 verskillende woorde sê. Daar is die hart wat voel en die oë wat dieselfde glorieryke storie weerspieël. Is nie baie mooi gestel nie. Iemand anders stel dit so: die vensters van die siel, oë so geheimsinnig, maar tog so openbarend. Julle wat voor my staan en dink julle verstaan my, kyk weer in my oë. Hulle is stilswyend, hulle bly stil oor haat, hulle bly stil oor pyn, hulle bly stil oor angs en hulle bly stil oor vrees. Julle wat voor my staan en my nie verstaan nie, kyk diep in my oë, hulle praat meer as ek, hulle praat van vreugde, hulle praat van vrede, hulle praat van liefde en hulle praat van geduld. Dis al hierdie stories wat my en u oë vertel. Ons kan in iemand se oë kyk wat swaar kry en ons kan dit raak sien. Ons kan pyn en hartseer in iemand se oë raak sien. Moedeloosheid, hopeloosheid, desperaatheid, vrees, angs kan ons raak sien. Ons kan sien wanneer iemand ons aangluur, wanneer daar kwaad is teenoor ons in iemand se oë. Ons kan verby iemand kyk, want ek wil nie die persoon in die oë kyk nie, want ek is moontlik skaam oor iets. Wat doen 'n dokter? 'n Dokter kyk in 'n pasiënt se oë om te sien wat is fout. Wat kan hy diagnoseer deur in jou oë te kyk? Wat doen die polisie? Die polisie kyk in iemand se oë om te sien of iemand besig is om die waarheid te vertel of leuns. Dis die verhaal wat ons oë vertel, en dan die vraag wat daaruit na ons elkeen kom is, wanneer mense na ons kyk en in ons oë kyk, sien hulle liefde raak. Is my oë liefdevolle oë? Wat vir iemand sê wat voor my sit, jy kan kom tuis kom by my. Jy kan kom veilig wees by my. Ek sien jou werklik raak. Want ons oë maak 'n verbintenis met iemand anderste wat sê jy kan my 2 oë vertrou, want jy's veilig hier by my. Dis hierdie ongelooflike rol wat ons oë speel in ons verhoudings met mekaar. Daarom het iemand ook geskryf oor ons uitreik na die wêreld, na buitekant toe, en hoe ons oë 'n rol speel daarin. Hy sê, kyk met liefde na die verlore wêreld en deel die skat van die evangelie. Want my oë vertel 'n storie van liefde, wat 'n deur oopmaak, dat ek die evangelie met iemand anderste kan deel. Broer en suster, as ons toelaat dat die Heilige Gees, soos Paulus sê, ons geestesoë verhelder, ons geestesoë kom oopmaak, dan gaan 'n wonderlike wêreld vir ons oop, waar ons elke dag kan beleef
wat Jesus wil hê ons moet beleef, want ons kan sien wat hy wil hê ons moet sien. Of ek agter my lesenaar sit, of ek in my kar ry, of ek in die natuur stap, of ek net saam met mense is. Ek kan sien wat hy wil hê ek moet sien. Ek word deel van sy belewenis en sy wêreld. En dan is ek 'n gelukkige mens. Matteus skryf daarvan, Matteus 13 vers 16. Julle is gelukkige mense, want julle oë kan sien en julle ore kan hoor en julle kan verstaan. Ek is 'n gelukkige mens, want ek kan sien wat God wil hê ek moet sien. Kom ons sluit net vir 'n oomblik die oë. Here Jesus, dankie dat U ons elkeen met twee wonderlike oë kom seën het, om net U skepping en die skepsels te kan ervaar elke dag. Wat 'n wonderlike geskenk. Maar Here, dan kom ons voor U en sê, vergewe ons Here, vir al die kere wat ons net ons oë toegemaak het, vir U, en wat U wil hê ons moet sien. Daarom kom ons in afhanklikheid voor U, Here, dat U ons oë sal kom oopmaak, ons geestesoë verhelder. Want ons met ons hele hart, siel en gees wil sien wat U wil hê ons moet sien. Ons wil deel word van U wêreld. Ons wil nie net sien wat U wil hê ons moet sien nie, ons wil in gehoorsaamheid gaan leef. Dit wat U wil hê ons moet sien. So Here, vat ons op hierdie wonderlike reis saam met U. Ons sien daarna uit met verwagting en met opgewondenheid in ons harte. Amen. Broer en suster, mag jy uitgaan in hierdie week en regtig met verhelderde oë gaan lewe. Sê Here, elke oggend as ek opstaan, wil ek deel vorm van U wêreld vandag. Want Here, ek wil sien wat U wil hê ek moet sien. Amen. Totsiens broer en suster, tot 'n volgende keer.